En welkom by nog 'n episode van die Verdiep podcast. So lekker om saam met julle te wees. Wel, is lekker om saam met jou te wees, Pastor. Dieselfde die kan. En ek hoop dit is lekker vir julle om saam met ons te wees. En ons gaan 'n bietjie gesels oor Dok se woord. Eerstens, ek is Pastoor JP. Voordat ons aangaan, kom Pastoor Dani. Daar's hy. Miskien is daar 'n luisteraar. Ek weet nie wat ons nie ken nie en Dis wat ons hoop. Dis wat ons bid en as jy dalk al bekend is met die podcast en dalk 'n lidmaat is by ons en daar's iemand wat jy van weet wat dalk terwyl jy dit luister net in jou gedagtes opkom, stuur dit vir hom aan en dan gaan hy dit van voor af begin en dan gaan hy hoor ons stel onsself voor en wie ons is en dan so dis. En as ons nie onsself voorstel nie, nee, dan sal die persoon also sit en luister en sê, "Jy's dis cool en goed, maar wie is julle?" Weet jy, of hy gaan ook dink ek's Pastor JP. Dit kan dalk wees en ek's Pastor Dani. Ja. Dat is ons onsself voorgestel het. Maar is cool. Maar ja, so ons gaan 'n bietjie gesels oor Dok se boodskap Sondag. Waar hy gepraat het van Jesus genees nog en daar was 'n mooi uitnodiging gewees aan die einde en ek dink sy volle tema was bring die wat gebed nodig het, Jesus genees nog. Aan die einde was daar 'n mooi uitnodiging gewees en baie mense het was bedien gewees en het gebed ontvang en het ons vir hulle gebid en goed en ons mooi getuienisse. Ek wil nou net sê dit is die woord sê die Heilige Gees sal die woord bevestig deur kragtige dade, deur wonderwerke, deur tekens. Dit sal die bevestiging wees van die woord. En die woord van God, die woord van Dok was oor God dat hy nog steeds dieselfde God is en ons hom kan vertrou en dat soos hy Israel gelei het en ons nou gaan bietjie lees in die woord, so lei hy nog steeds. Hy is lewend, hy het opgestaan en ons kan dit vertrou. En dan daai woord het uitgegaan Sondag en toe die uitnodiging kom, het ek dink spesifiek aan Oom Hendrik. Oom Henk wat dan al so lank in sy rolstoel is en so lank so seer het, dat sê dis al maande wat hy nie kan onthou wanneer laas hy nie pyn gevoel het nie. Selfs of hy sit, lê, staan, hy het altyd pyn. En hy het vorentoe gegaan vir gebed en Dok het vir hom gevra, glo en hy het gesê hy glo, toe Dok gesê maar staan op. En hy het opgestaan en hy het sy rolstoel van voor af tot agter in die auditorium gestoot en hy het gehuil toe ek by hom kom en gesê ek wil getuig. Ek het geen pyn gevoel terwyl ek dit gedoen het nie. Wow. Was er een van die skrifte wat ons gaan lees is in Markus 16. Maar ek wil 'n ander skrif in Markus 16 lees wat ek dink net gepas is in hierdie stuk. So Markus 16 is die laaste hoofstuk in Markus en dit is waar jy weet Jesus sy disippels nou uitstuur en die parallelskrif in die ander evangelies is dan Matteus 28 waar hy sê gaan uit en maak disippels. Ja. So dis die parallelskrif en dan sê hy daarso hulle het uitgegaan, die disippels het uitgegaan en oral gepreek. En dan sê hy en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. En dis presies wat ons gesien het Sondag. So ek dink net die Here is nog steeds dieselfde. Ja. Hy doen nog steeds dieselfde werke en genesings en wonderwerke en ons kan jy weet vir ewig praat daaroor. Maar Pastor, ek dink ons vandag gaan 'n bietjie stil staan met die skrif. Ja. Wat Dok gedeel het Sondag. Ja. Miskien kan ek begin met die eerste skrif wat Dok gedeel het Sondag en dit was Psalm 68. En dis 'n lied wat Dawid skryf en dan skryf hy die volgende, hy sê as God verskyn, spat sy vyande uitmekaar en die wat hom haat, vlug vir hom. Soos rook wegwaai, so dryf U hulle weg, soos wat vuur smelt, so gaan die goddeloses tot niet as God verskyn. En miskien kan ons oor daai eerste 2 versies net gou praat, dat sê, as God opdaag, dan spat die vyande uitmekaar. Die wat U haat, vlug. Pastor, dink jy daar is mense wat God haat? Pastor, ek sou sê, dit hang af van wat jou definisie van haat is. Jy weet, as haat 'n aktiewe, negatiewe ding is, dan is daar. Ja. Definitief mense wat God haat. As dit 'n indifference is, wat baie keer ook as haat gesien kan word, dan sal ek sê, daar's ook mense wat indifferent is. Ja, ek weet nie of God bestaan nie, maar het maak nie regtig vir my saak nie, so ek gaan maar aan met my lewe. Yep.
daai, jy weet, ons moet besef dat ons praat van die God van die heelal. Ja. Deel van sy natuur is existence. Ja. Jy weet, voordat enige iets bestaan het hy bestaan. So dis deel van sy natuur, is, jy weet, hy bestaan. Dit is deel van wie hy is. En as ons sê, ja, dit maak nie regtig saak nie, dan is dit net sowel ons sê, ja, dit maak nie regtig saak of God liefdevol is. Jy weet, dit maak nie regtig, wat maak dit nou aan my saak of hy nou genadig is en as regverdig is of heilig is of enigiets. Dis deel van sy natuur, is deel van sy wese. En omdat hy God is, omdat hy die wese is wat alles tot bestaan gebring het, moet ons ten minste eerlik genoeg wees en hom erken in dit. En ek sê dinge, hoekom sal iemand nie dit erken nie? En die vraag is al soveel keer oor en oor verduidelik deur evangeliste, veral op campusse met tussen studente, is die mens is in opstand teen hierdie heilige God, hierdie liefdevolle God, hierdie geregverdige God, omdat ons die baas wil wees van ons lewens. Ja. Omdat ons in beheer wil wees, omdat ons nie wil submit tot een of ander standaard wat God gestel het nie. En kom ons wees eerlik mekaar, as daar nie 'n God was nie, wat in beheer is nie, en 'n sekere standaard was van 'n morele standaard en daai goed nie, dan sou die wêreld chaos gewees het. Want dan sou ek en jy ons eie besluit kon neem. Ons kon besluit wat's reg en verkeerd. En in party kulture sien ons dit. Party lande sien ons hoe die mens wil God speel. Ons sien dit in geskiedenis, met die Tweede Wêreldoorlog en al die dinge wat daar gebeur. Ons sien dit, jy weet, met die verskillende lande wat verskriklike goed gedoen het. En dit alles stem uit hierdie subjective morality, wat sê, my moraliteit is my moraliteit, jou moraliteit is jou moraliteit. Dit maak regtig saak nie. Jy weet, want ons doen wat ons wil. En in daai manier is jy in opstand teen God. En in daai manier haat jy God. Jy maak jouself 'n vyand van God. En dit kan so maklik gebeur in ons alledaagse lewe ook. Jy weet, ons dink dalk nou na ISIS en ons dink aan 'n Adolf Hitler en ons dink aan 'n, but it can so easily become part of our lives that we put ourselves against God. Deur nie saam te stem met sy standaard nie. Weet wanneer ons dink aan eenvoudige goed wat Jesus van die kerk vra, vergewe. Ja. Vergewe soos jy wil hê ander moet jou doen aan ander wat jy wil hê hulle moet doen aan jou. Vergewe ander sodat jy vergewe kan word. Ja. Dis 'n standaard wat God in plek gestel het. En as jy daarteen rebelleer, dit is. Jesus het gesê as jy my liefhet, sal jy doen wat ek sê. Ja, so as jy dan nie doen wat ek sê nie, maar dis presies waartoe ek gaan, dan staan jy in opposition teenoor hom. Jy maak jouself 'n vyand teenoor hom. Dis sterk gestel, pastor, en obviously ons moet onderskeid kan neem, soos wat ons laasweek ook gedoen het, tussen iemand wat in 'n oomblik van swakheid en ongeloof optree, en iemand wat dit opsettelik doen. En onderskeid kan tref tussen die ou wat dit opsettelik doen en geen rede het om hy doen nie, en die ou wat dalk uit 'n bitter slegte situasie kom. Jy weet waar familielede verkragt is, kinders, wat ook al, ouers, jy weet, deur lelike situasies kom en hulle sit met daai seer waardeur hulle moet werk, en ons kry dikwels daarmee te doen, wat jy met so iemand moet sit in die pad stap van vergifnis. Dan sit nie net 'n ding van, hey, ons sê nou vanoggend vir jou, lees die Bybel, die Here sê vergewe, kom nou oor dit en gaan aan nie. Ons het definitief compassion en empathy en sympathy vir 'n persoon wat deur so iets gaan, want die seer maak dat daai ding konstant opkom. So dis weer eens 'n geval van die hart van die mens. Hoekom weier jy om Christus te volg? Hoekom weier jy om jouself onder daai woord van hom te plaas? Is dit dan is vergifnis of doen aan ander, of wees vriendelik en die vrug van die Gees. Hoekom doen jy dit? En nie dat enige verskoning die woord kanselleer nie, maar God kyk tog na die hart en die motief en dan die groeiproses in dit. Ja, verseker. Ek dink nou, jy weet, hierdie voorbeelde wat jy gebruik is alledaagse voorbeelde. Ons kan ook na die ekstreem toe gaan. Jy weet, ons kan sê, jy weet, toe die kerk van Satan gestig is in Suid-Afrika, het hulle 'n onderhoud met die stigter gevind en hulle het vir hom gevra, hoorie, maar hoekom doen jy dit? Jy weet, is dit 'n ding van jy glo in die duiwel en hy sê nee,
Hy glo nie in die duiwel nie. Hy is eintlik 'n ateïs, maar hy doen dit in opstand teen die kerk en in opstand teen Christendom. En daai is obviously 'n extreme example en ons kan almal daarna kyk en sê, hoorie, of jy nou ironically of unironically die duiwel worship, jy worship hom. Jy weet, as jy nie vir Jesus is nie, is jy teen hom. So jy kan al twee kante toe gaan, jy kan na die ekstrem toe gaan en jy kan na die alledaagse lewe toe gaan, maar die belangrike ding is God sien al twee as opposition teenoor hom. Ja. En dan wanneer hy opdaag, dan vlug die wat in opstand is teen God. En ek dink is eintlik 'n mooi gedeelte daar as jy daarna kyk, weer na al twee kante toe. Die wat fisies in opstand is, wat God haat, wat daarop uit is om God jy weet af te maak as nie God nie en wat ook al, hulle vlug. En ek het al gesien hoe so 'n persoon vlug voor die teenwoordigheid van die Here. Ons het 'n diens gehad by 'n vorige gemeente waar ek is en in die begin, voor die diens begin, die worship is net aan die gang, kom roep hulle my ouderlinge my en hulle soos, hoorie maar kom, hier's iemand by die deur en hy's 'n leraar van 'n ander tipe denominasie kerk en dit, maar hy kan nie by die deur inkom nie, hy staan by die deur en hy sweet verskriklik, hy wil hê ek moet so intoe kom en ek kom daar en ek nooi die persoon in, ek sê maar kom in die diens en hy sê maar ek kan nie, en later het ons, en ek het hom toe buite met hom gestaan en praat en later is in sy kar al weg, gelyk of hy koue koors uitslaan en sommer net skielik, jy weet, snaakse goed begin gebeur en in daai stadium was ek nog nie vars in hierdie geestelike goed, ek nie besef wat aangaan nie. Later het ons uitgevind dat hy is deel van 'n geestelike beweging wat wou dit wat God doen by ons gemeente sabotage. So daai goed is real. Daai goed is real en God was daar en omdat God daar opgedaag het, kon hy nie eens in die gebou inkom nie en hy het gemanifesteer buite by die deur. So daai fisiese vlug is daar en ons sien dit baie keer gebeur op 'n meer subtle manier wanneer God opdaag by genesings. By wonderwerke. Ek dink weer eens jy kan altyd kante toe gaan. Dawid skryf hierdie Psalm. So Dawid was nie net iemand gewees wat psalms geskryf het nie, hy was 'n koning gewees, maar hy was ook 'n soldaat op 'n stadium, wat self in die battle gegaan en hy het al gesien, hoe wanneer hulle die ark van die verbond bring, wat die teenwoordigheid van God simboliseer, toe hulle die ark van die verbond bring, hoe die oorwinning kom, en die mense, die nasies om Israel was bang vir Israel, en Dok het dit genoem, in sy woord, die mense was bang gewees vir Israel, nie vir Israel nie, maar, omdat wanneer ook al daai ark saam met hulle kom, dan verloor hulle altyd, jy weet, en Israel is altyd dan aan die victorious kant, so hy het fisies gesien, jy weet hoe mense vlug, wanneer God opdaag, wanneer die teenwoordigheid van God kom, maar wat jy sê is waar, pastor, op 'n subtle manier. Ek bedoel, hoeveel keer het jy nie met iemand gepraat wat ongered is en ver van God af is, familielid, en miskien kan die luisteraar ook getuig hierop, dan praat jy en die topiek van geloof kom op, die topiek van kerk kom op, en dan is daar 'n stadium waar hulle sê, nee, maar kom ons praat oor iets anders. Jy weet, is dit nie 'n subtle manier van om weg te vlug van God af nie, om te sê, hoorie, jy weet, ek wil nie nou accountability neem vir my besluite nie, ek wil nie nou in daai gesprek inkom nie, want ek is eintlik nog in opstand. Dit is. Jy weet, dis 'n gesprek wat baie kante toe gaan, maar ons bly in dieselfde pool. Maar eintlik is daar soveel mense wat in opstand is teen God, omdat die Here nie noodwendig vir hulle deurgekom het op die manier wat hulle gehoop het nie, omdat hulle deur storms gegaan het wat hulle gevoel het onregverdig is, en jy weet, hierdie lewe is nie 'n regverdige lewe nie, en ons het al baie daaroor gepraat die laaste paar maande, juis in hierdie jaar van groei. As ons geestelik wil groei, moet ons verby die punt beweeg waar ons dink en voel dat ons is geregtig daarop, dat God ons altyd uit al die storms uit weghou, nie eers uithaal nie, al die storms voor ons wegvat, sodat ons nooit deur enige storms moet gaan nie. Ons is geregtig daarop as kinders van God. Daar's 'n entitlement. Daar's 'n entitlement, jy weet, met my moet dit nooit finansiëel sleg gaan nie, al spreek ek dit, al bid ek dit, al verklaar ek dit, want dis wat die Gees van God vir my vra, om daai fondasie te lê, maar as hy entitlement van, dan, jy weet, dit sal nie, daai storms kan nie my pad, en as dit dan kom,
is dit nie 'n geval van okay, nou val ek terug op my geloof met God nie, dan is dit ding van nee, nou is ek kwaad vir jou. Ja. Hoe het hy dit toegelaat? Hoe kan hy dit toelaat? Is hy dan God? Vir my. Is hy Ja. en dis real, jy weet, en ek weet nie van jou nie, pastor, maar daai vraag het al in my mind opgekom wanneer ek deur goed gaan wat ek soos maar hoekom? Jy weet, ek is dan nie dienskneg. Jy weet ek is getrou met my 10de. Hoekom moet ek dan deur finansiële moeilike goed gaan? Ek bedoel daai vraag het in Job se gedagtes opgekom. Jy weet, en Job was 'n regverdige man gewees. Ek het al mense gehoor wat sê ja, maar Job was ook 'n sondaar en okay, sure, hy was, die woord sê almal het gesondig. Maar hy was 'n regverdige man in God se oë. Die woord sê so, ja. Tog het hy deur hierdie goed gegaan Ja. en nie as gevolg van die sonde nie. Jy weet, dit is wat sy vriende kom sê, dit is maar jy moes iets gesê het, jy moes iets gedoen het. En hy was soos nee, maar dit is nie as gevolg van my sonde nie. Ja. En dit is toe God self homself geopenbaar het. Ja. Toe hy besef het miskien is dit maar net God se wysheid en sy grootheid is groter as wat ek kan verstaan. Ja. En partykeer laat hy dinge toe vir redes wat ek nog nie sien nie. Ja. Vir redes wat ek nie kan verstaan nie. Ja. Dalk redes wat eers 300, 400 jaar Ja. nadat ek op die aarde is vrug gaan dra. Yep. En ons moet mens genoeg wees Ja. om te sê maar God is groter as ek. Hy bly die divine. Dis presies. Person. Dis Ja, presies. ja, ja, Dok ja. het iets gesê. Toe hy gepraat het van genesing wat toe hy dit sê soos joh, dit is eintlik 'n profound statement. Hy het gesê dat wanneer jy bid en hy maak nie gesond nie, of die persoon ontvang nie vergifnis nie, hy het gesê dit is God se nou try ek die Afrikaanse woord. Die Engelse woord is prerogative. Ja. God se reg. God se reg, ja, maar sy prerogative, daai woord. En toe sê hy daar, maar net omdat dit sy prerogative is, beteken nie dat ons nie vra vir die goed nie. Nee. Maar ons moet verstaan dat God het die prerogative, hy het die reg om te sê ja. Want ons verstaan nie. Dis presies. Ons weet nie hoeveel goed het ek al deur my lewe gegaan. Jy weet, ons het ek getuig dit dan, maar vandat ons Jesus dien, vandat ons lewe vir hom gegee het, 18 jaar, 19 jaar terug, leef ek en my vrou sold out for the kingdom, op 'n stadium van brood en water geleef, letterlik, 'n pakkie Vienna 'n week gekoop, en dit was ons kos gewees, en so ons het letterlik alles sold out vir die Here gedoen, en in hierdie 18 jaar het ons nog steeds 3 keer geklim, sukses gesien, finansiëel, in bediening, en 3 keer geval. En elke keer was dit seer, en elke keer was dit moeilik, maar omdat ons in daai tyd nie gevlug het nie, maar nog steeds na God toe gedraai het om gesoek het, kan ek vandag getuig dat elke keer het ons opgestaan sterker, finansiëel, verhoudings, gesondheid, as wat ons ooit voorheen was. En dan kyk ons terug en dan soos, daar's geen manier hoe ons hier sou wees waar ons vandag is, as ons nie deur daai storm gegaan het nie. Ja. Daar's geen manier. Ons moes deur daai deur gegaan het. En ek dink dis die ding is, wanneer ons in Christus is, wanneer ons in verhouding met hom staan, en nie 'n vyand van God is nie, dan sien ons die storms as 'n deur, wat God gebruik om ons weer by die volgende plek. Jy weet, die gedagte van Dawid in Psalm 23 van, he's creating a table in front of our enemies. He's going out in front of us. Ons moet nog deur die dal van doodskadu gaan. Ons moet nog deur die storm gaan, maar hy's al reeds daar. Ek's baie op die skrifgedeelte in Lukas waar Jesus die disippels sê, kom ons gaan oor hierdie see en dan gaan ons na die ander kant toe. Klaar maak hy 'n belofte, ons gaan by die ander kant uitkom. Klaar sê hy, ek is met julle. Hy doen alles wat nodig is, soos die woord vir ons sê, en dan kom die storm. En dan tree die disippels op uit vrees en sê, Here, gee nie om nie. En dan vra julle klein gelowiges. Hy vra dit nie omdat hy bang is in die storm nie. Dis 'n natuurlike ding. Dis 'n natuurlike ding dat ek en jy ongelukkig raak wanneer mense verkeerd optree teenoor ons. Dis 'n natuurlike ding dat ons die vrees ervaar van môre wanneer ons finansiëel deur moeilike goed gaan. Dis 'n natuurlike ding dat ons begin wonder, maar gaan die Here ons genees en jy weet waardeur ek gaan en gaan dit my lewe eindig. Dis 'n natuurlike gevoel wat ons het. Maar wat ons nie moet doen nie, is om dan ons rug op God te draai. Dan moet ons sê, Here, ons glo dat hierdie deel is van u plan om ons op die ander kant. U klaar 'n belofte aan ons gemaak. En ons vertrou u. En dis wat ek in hierdie stuk so mooi lees is, vir die wat hom haat, vlug voor my.
Maar die wat hom nie haat nie, kom na hom toe. Mm. In die storms kom jy na God toe. Ja. Ons gaan deur storms gaan. Ja, verseker. Ons gaan gechallenge word. Verseker, ja. Ek dink aan die geestelike konteks van dit. Pas die woord sê dat ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die kragte en die magte. En daai geveg is baie keer hier in ons kop. Mm. En wanneer daai geveg kom, is die vraag, maar vlug jy of gaan jy? Ja. Ja. Vlug jy van God of raak jy nou kwaad vir hom? Of besef jy moet nou by hom uitkom? Ja, jy weet, ons praat so van Dawid en hierdie gedagte kom by my op terwyl jy dit nou sê. Hy het gesien die krag van die ark en op die een dag bring hy die ark terug na Jerusalem toe en ons almal ken die storie waar hulle die ark dra. Nommer 1, hulle dra hom nie reg nie. Ja. En hy die beeste trip en stumble en die ark val en die een ou wil die ark vang en soos wat hy aan die ark raak, slaan die Here hom dood en Dawid skrik. Jy weet, en hy vat die ark en hy gaan sit dit in 'n ander ou se huis en hy sê die ark sal nie in Jerusalem inkom nie, dit is te gevaarlik, dit is te En dan sien hy hoe daai ark die teenwoordigheid van God magtig en powerful soos wat dit is. Die persoon seën by wie die ark is en dan sê Dawid, jy moet bring die ark terug. En dit is presies is as ons nie weet wie God is nie. En ons gaan nou 'n bietjie oor verhouding praat, want die enigste manier hoe ons weet wie God is deur verhouding. Yes. As ons nie weet wie God is nie en hy daag op, gaan ons vlug. Want dit gaan scary wees. Dit gaan, jy weet, ek dink aan die Israeliete by Moses waar God soos 'n vuur op die berg gekom het en die mense soos, wow, nee, gaan praat jy met hom. Jy weet, gaan praat jy, dis daai vrees. As jy nie weet wie God is nie, is dit scary. As hy opdaag. Jy weet, en die vyande van God wie jy nie omken nie, gaan vlug. Maar die Israeliete, Dawid, wanneer die ark daar opgedaag het, was daar 'n moment of joy gewees. Jy weet, wanneer soos God is hier. Die soldate het begin soos cheer. Jy weet, as die ark is hier, dan begin hulle soos, nou kan ons dit maak, because God is here. Dis presies, en dit is die verskil, is as jy 'n vyand van God is en hy daag op, soos wat die skrif sê, gaan jy vlug. Nie omdat jy besef, nie omdat jy 'n vyand is van God en jy wil van hom af wegvlug nie, maar jy gaan besef wie hy is. Jy gaan sy grootheid sien, jy gaan sy almag sien, en jy gaan bang wees. Die volgende vers sê, die goddelose vlug as God verskyn. En die woord goddelose beteken nie noodwendig net sonde nie. Dit beteken om nie God, hy is nie jou God nie. En jy het gepraat oor verhouding, en dis exactly dit, pastor, ek laaster ek baie terug na die skrif toe, waar Jesus sê, gaan van my weg, ek het jou nie geken nie, waar die mense sal sê, Here, Here. En daar gaan baie goddelose wees, wat sal sê, Here, Here. Want dis nie hulle God nie. En om iets, of iemand jou God te maak, beteken jy verklaar jou allegiance aan hom. Jy verklaar jou totale jy submit jouself totaal aan hom. Dit beteken, ons erken sy almag existence, ons weet wie hy is, en ons erken dat hy die prerogative het. Ons erken dat hy beter weet. Ons erken dit. So wanneer goed gebeur wat ons dan nou net ten dele sien en nie verstaan nie en nie vir ons sin maak nie met ons geloof in dit, dan erken ons dit, maar ons vlug nie, want ons is nie goddeloos nie. Ons het 'n God wat ons weet wie hy is. Ons verstaan dalk nie altyd wat hy doen nie, maar ons weet wie hy is en daarom vlug ons nie, want hy is ons God. Maar as hy nie jou God is, as jy nie jou gesubmit het teen daai reality, dat hy in beheer is van hierdie wêreld en ons lewens en dit nie, dan gaan jy vlug, want dan is dit 'n geval van wie's nou in beheer. Hoe kan die Satan, ek het 'n gesegde wat sê, die duiwel kan niks in my lewe doen nie, niks, want ek is in God se hande. Niks, hy's nie in beheer van my lewe nie, hy's nie in beheer van my familie nie, ek is in God se hande en hy's in beheer van my lewe. En daarom weet ek wie my God is. So wanneer die storms kom, dan vlug ek nie. Want toe sê jy vlug, dis die ander ding, is, ek dink aan daai storie waar Jesus nou net die 5000 mans en jy weet, die plus gevoer het, en die mense kom na hom toe, en hulle verwag hierdie revolution, jy weet, hierdie revolusie wat gaan gebeur, en Jesus sê vir hulle, sorry, dis nie wie ek is nie, en hulle draai om, hulle loop, en hy draai na sy disippels toe en sê, gaan julle ook nou loop,
Ja. En hulle sê, Here, waartoe gaan ons gaan? Ja. Waar anders kan ons wees behalwe by u voete? En dit is dit, daai skrif wat jy aangehaal het, pastor, waar Jesus sê, gaan van my af weg. Ek het Sondag aand het ek die stelling gemaak, dit is nie genoeg om net te weet van Jesus nie. Jy weet, dit is selfs nie eers genoeg. Die parallel wat ons kan maak, dis nie genoeg, en ek gaan dit justify. Dis nie genoeg om te sê, Jesus was die Messias nie. Die moslim sê dit ook. Ja. Dis nie genoeg om te sê dat Jesus was 'n profeet gewees nie. Dis nie genoeg om selfs te sê Jesus gaan weer terugkom nie. Ja. Jy weet, want die moslim sê dit ook. Ek glo dit ook, ja. Jy moet weet wie hy is. Ja. Hy is die seun van God wat vir jou gesterf het aan die kruis, opgestaan het uit die dood. Ja, vir jou. Vir jou. Ja, is jou God. Dis jou God. Ja. Vir jou om gejustify te word. Jy moet die stellings wat hy oor homself gemaak het, glo as waar. Ja. Jy moet die stellings wat die apostels oor hom gemaak het, glo as waar. So jy moet die woord glo. Jy moet die woord glo. Daar's 'n mooi skrif wat sê, om daarbey aan te sluit, dit sê die duiwels glo dit ook. Ja. Maar hulle sidder. Dis presies. Want hulle redding is nie daar nie, hoekom? Want dis nie hulle God nie. Hulle submit nie onder hom nie, hulle rebelleer teen hom. Is dit nie wat dit is om te vlug van God nie, is om te rebelleer? Dis presies wat dit is. Te rebelleer teen wie hy is, teen sy almag. Hoor 'n mooi stel vers 4 dit. Hy sê, maar die regverdiges sal daar blydskap, vir die regverdiges sal daar blydskap wees. Hulle sal juig voor God. Hulle sal vrolik en bly wees wanneer God opdaag. En dis wat ek nou gesê het, is jy weet, obviously Dawid skryf dit en die prentjie wat hy het is die oorlog wat hy nou net gevoer het. En hy sien hierdie prentjie van hoe die mense vlug. Jy weet, ek dink aan die jy weet, toe hy vir Goliat verslaan het, toe die Filistyne gevlug. Jy weet, hulle was bang want God het opgedaag. Maar die mense van Israel was bly. Jy weet, ons gaan nou 'n bietjie praat oor die wolkkolom en toe hoe God met Moses en met die mense van Israel gewerk het. Maar die punt is, daar's 'n verskil tussen die twee, waar die mense, ek kan sê, die mense in die wêreld vlug wanneer God opdaag. Waar as die mense wat deel is van God, ek het vanoggend 'n preek gekyk en vir die heel eerste helfte was ek gechallenged, want hy het oor die storie van Josef gepraat. En hoe Josef in Egipte beland en goed, en hy sê, jy weet, ons lees dit altyd as 'n goeie ding. God se hand was oor Josef en hy het hom gelei so intoe. Hy sê, dis nie die belofte, dis nie die land wat God vir Abraham beloof het nie. Is nie Egipte nie. Inteendeel, Egipte in die Ou Testament is die land van smart. Dis nie waar jy wil wees nie. Hy het 'n ander robe gekry. Jy weet, hy het 'n robe by sy vader gekry. Dit was van hom al weggeneem. Hy het 'n ander robe by die farao gekry. Hy het 'n ring gekry. Hy het 'n ander naam gekry, 'n pagan naam gekry. Dis nie 'n goeie ding nie. Dis nie 'n goeie ding wat met Josef gebeur het nie. Nou ons kan sien hoe God oor hom was, maar wat gebeur? Toe hy sy kinders kry, toe gee hy vir hulle Hebreëse name. Want hy identifiseer nog. Jy weet, hy identifiseer nog met die God van die verbond, met sy God. En dit is, jy weet, dit is die storie wat ons moet uitneem daarso. En ek wil so ver gaan as om te sê dat Jesus, as jy dink aan, miskien loop ek dit te ver, maar jy moet my stop as ek doen. Maar as jy dink aan Jesus se opstanding, en as jy dink aan Jesus se terugkoms, want sy opstanding en sy hemelvaart het net significance vir ons, omdat hy die belofte gemaak het, ek kom weer terug. En ek dink aan daai dag wat hy terugkom, en sy voete op die Olyfberg sit, en die wêreld hom sien, dan sê die skrif presies wat Dawid hier so sê. Daar gaan mense wees wat vlug, wat gaan sê, laat die berge op ons val. En daar gaan mense wees wat na hom toe gaan, en hom herken as koning. Ek het nou eendag oor daai gepraat waar die skrif sê, elke knie sal voor hom buig. 'n Gedeelte van die mense sal voor hom buig en hom bely uit vrees
Nie uit die grootheid en blydskap nie, uit vrees en teleurstelling gaan hulle knieë buig. En hulle gaan besef hulle was verkeerd en hulle gaan spyt wees dat hy God is. Hulle gaan nog steeds nie bly wees hy is God en bely nie. Hulle gaan hom nog steeds haat, maar hulle gaan 'n keuse hê om op hulle knieë neer te val en te sê jy is toe regtig God, maar jy is God. En hulle gaan dit uit vrees uit doen nie. En 'n gedeelte gaan jubel en juig. En hulle gaan hom verheerlik. En pastor, my vraag met dit is en jy raak so aan dit waartoe ek wil gaan is dat Jesus kom 3,5 jaar later loop hy saam met die mense. So Jesus het gekom, hy het opgedaag. God het opgedaag. Immanuel is hier, Messias is hier. Maar 3,5 jaar gaan verby. Dan doen hy waarvoor hy gekom het. En daar's 'n verwagting. Hy gaan nou die koninkryk van die Jode weer oprig, van Israel. En dan sterf hy. En dis nie wat die mens verwag het nie. En ons sien nie teleurstelling. Dan sy dood weg. Nie dood nie, maar hy's weg. Volgens hulle in konteks is hy dood. 3 dae later staan hy op. Nie dadelik nie. Hy's nie dood en opstaan daarvoor almal nie. 3 dae. 3 dae. Dan loop hy hier vir 40 dae. Bewys homself aan mense. Dan gaan hy, dan word hy opgeneem in die hemel. Dan is hy weg. Hy het opgedaag. Hy sê, dan 10 dae later, as ek my getalle reg het, op die 50ste dag, dan word die Heilige Gees uitgestort. My vraag met dit, of die statement wat ek wil maak is, wanneer God opdaag, soos in Psalm sê, is die oorwinning altyd dadelik onmiddellik en jy deurbraak en dis nou daar? Of is dit soms 'n 3,5 jaar? Is daar soms 'n journey wat gestap word en geduld nodig? Want my take op dit is, ons is 'n generasie wat wil hê, wat nie glo God daag op nie. Want ons sien nie onmiddellik die verandering. As dit nie die onmiddellike genesing is wat ons Sondag gesien het nie, dan het God nie opgedaag nie. Jy weet, na die Tweede Wêreldoorlog, ek dink die Duitsers, as ek reg is, of Europa, maar toe het hulle God dood verklaar. En gesê, God is dood. Die kerk het toegemaak, want God is dood. Hoekom? Want God het nie nou hierdie ding gedoen nie. Want hulle deny dat God besig is om nog steeds te werk in die middel van daai omstandighede. En is ons verwagting soms nie van God wat opdaag, dit moet nou onmiddellik net beter gaan nie? Pastor, ek dink nou aan hierdie geval waar Jesus na die vyeboom toe gaan. En hy vervloek die vyeboom, want die vyeboom het nie vye nie. Nou ons kan praat van die seisoen en jy weet hy moes en wat. Die punt van die storie is hy het gegaan en hy uit die vyeboom vervloek en daar's die parallelskrifte moet jy bymekaar sit om die volle prentjie te kry. Want wat gebeur het is hy het gegaan uit die vyeboom vervloek, die disippels het dit gesien en hy het weggeloop. En die volgende dag het hulle gesien dat die vyeboom opgedroog het. En die manier hoe ek dit lees is die oomblik toe hy die vyeboom vervloek het die vyeboom gesterf. Dadelik. Jy weet, ek sal sê as God opdaag dan kom die oorwinning dadelik. Maar dit vat dalk tyd in ons gebroke wêreld, in ons wêreld waar tyd 'n rol speel. Jy weet vir die effek daarvan om self te wys. Jy weet, en ons kan dit vat na siekte toe. Ons kan dit vat na genesing toe. Daar was kere gewees wat Jesus onmiddellik genees het. Daar's ander kere wat dit nie gebeur het nie. Jy weet, daar's kere waar hy 'n blinde man gekry het en dan sê hy vir die blinde man, hoor jy, gaan was jou oë in daardie rivier en dan kom jy terug. En die blinde man moes eers gestap het, hy moes sy hoekom het Jesus, hy kon, jy weet, maar daar's 'n punt wat ek glo Jesus wou maak. Daar's feit, geloof. Die blinde man moes eers stap na die rivier toe, sy oë was en op pad terug, toe kry hy eers genesing. Ek dink aan die geval van die 10 malaatses, waar hy gesê het, julle is genees, gaan wys julle self genees. Hulle was nog nie genees nie. Jy weet, hulle was, ek dink partykeer ons lees oor dit en ons is, Here het hulle genees. Dink 'n bietjie daar, nee, want die woord sê op pad soontoe, op pad na die priester toe, het hulle genesing gekry. So, ek sit myself in hulle skoene, waar hierdie ou vir my sê ek is genees, en ek kyk na myself en ek dink, ekskuus? Is jy seker? Is jy seker ek is genees? Kyk hoe lyk ek?
jy weet. En hy het gesê, nee, gaan wys julle self vir die priester. Ja, En hulle het omgedraai en in geloof het hulle gegaan. En ek dink partykeer ons dink hulle het 10 tree gevat en toe word hulle genees. Ek wonder nie of hulle nie eers deur die stad of deur die, hulle was nie in die stad nie, maar deur die plek, hulle moes 'n hele pad stap voordat hulle genesing gekry het. Ja. Jy weet, dit was nie 'n dadelike ding gewees. Ja, dit was 'n dadelike ding, maar dit was nie 'n Dit was dit was 'n dadelike ding. Maar wat sê ons nou eintlik? Dis 'n ding wat dadelik dis soos ons kan dit vat na die geestelike rand toe. Daar's 'n aspek van ek dink ons moet dit vat. Ons moet dit definitief vat na die in terme van ons redding. Ja. Jy weet, wanneer Christus jou as die regverdigheid van God in hom verklaar, dan is jy die regverdige van God in hom. Jy's klaar gered. Jy's klaar gered. Maar jy het nog steeds sonde in jou lewe. Jy's nog steeds besig met jy's verklaar as perfek. Ja. Maar jy's nog nie perfek. Jy slaan die ewigheid. Jy's klaar in die ewigheid, maar jy's nog nie daar nie. Ja. Dit lyk nie altyd asof dit so is nie. En partykeer moet ons vlees in ons wêreld opvang met die verklaring wat God gemaak het. Met dit wat in die gees gebeur het. Die Here sê, ek sê julle krag gee om dit wat in die hemel gebind is op aarde te bind. Dit's reeds gebind, but it takes time for us to move into that blessing, although it's already in place. Terwyl jy praat, kom Jesaja 53 by my op en hierdie statement is 'n statement wat is dit amper 4000 jaar dan give or take something terug al gemaak is. Wat sê tog het hy ons lyding op hom geneem. Klaar. Dit is reeds gebeur. Past tense. Dit is klaar vasgemaak. Hy het ons lyding reeds op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. So ek siek vandag en ek bid tot die Here Jesus Christus en ek vra genees my. Vat my siekte van my af weg. Hy het dit reeds gedoen. And that's what faith is. Faith is believing in what you cannot see. Om vas te hou in die dinge wat nie nou is nie, asof dit reeds is en dis net 'n plek waarin jy moet begin beweeg en dan daarin vashou en dit sê maar ons het hom beskou as een wat gestraf is, wat deur God geslaan is en gepynig word. En ek dink daai maar ons het beskou is waar die probleem inkom in daai vers is wanneer ons we walk by faith and not by sight, but the moment we start walking by sight, die oomblik wat ons wil dit sien en ons wil dit dan verwyder ons onsself van die geestelike aspek daarvan van wat God reeds gedoen het en hy's in beheer van wat hy dan kan doen. Jy plaas jouself in 'n vleeslike aspek waar jy dan onder hierdie ding nie die blydskap het nie. Ja. Ons as kinders van die Here verbly ons. Verbly jou altyd. Sê Paulus in Filippense 4, verbly jou altyd. Hoekom? Want ons weet wie hy is. Hy is ons God. Hy bring deurbraak. Die ding met tyd, nê? Die ding met tyd, dink gou hier aan. In die 40 dae wat Jesus homself aan die disippels en ander mense bewys het nadat hy opgestaan het, nê? Sê die woord het hy hom omtrent aan 500 mense geopenbaar. As die dooie Jesus wat opgestaan het, openbaar homself. Wat 'n wonderwerk. Hoe amazing. Jy's so gebless om deel te wees van daai 500. Ja, verseker. Ek meen Thomas sê, ek weier om te glo tot ek nie my vingers aandruk nie. 500 mense kry die voorreg. Dan vaar Jesus op in die hemel. 10 dae, net 10 dae, nie 100 jaar nie. 10 dae sê Jesus, maar nou moet julle vir my wag. Ek het klaar die oorwinning bereik. Ek het klaar alles gedoen, maar nou moet julle vir my wag. Hoeveel wag vir hom? Nie 500 nie, net 120. Net 120. Uit 500 wat dit beleef, gesien het, is daar net 120, 380 as ek my sommetjies gou regmaak, wat nie bereid was om te wag nie, net 10 dae. En dis baie keer my opinie met geloof. Geloof is 'n tydding in ons konteks. God het dit reeds gespreek. Dis joune. Vat dit, leef daarin. Staan daarin. Maar hou vas. Hou vas as jy dit nog nie sien nie. As jy dit nog nie ervaar nie, hou vas. Keep on walking in faith. Moenie opgee op die genesing nie. Bly glo in die genesing en dan maak jy dan jou oë hier toe, is daar vir jou 'n kroon opgelê want jy het vasgehou in die geloof
en die genesing en die voorsiening. Hou vas aan die belofte dat God vir jou wil voorsien en dat hy die berge, die beeste op 1000 heuwels aan hom behoort. Hou vas daaraan, en as jy dit nooit in hierdie lewe sien nie, sal jy 'n kroon ontvang vir die feit dat jy daaraan vasgehou het en nie daai deurbraak gekry het nie. So vir dit wat ons nie die deurbraak hier beleef nie, beteken nie dit was nie. Dit was, en omdat jy in geloof bly loop, het sy nog steeds die oorwinning ontvang. Ja. En jy sal die kleed ontvang van geloof. Ja. So daai is vir my soos, wow, wat moet Jesus nog doen? Wat moet hy nog doen om 500 te kry wat vir hom wag? Wat moet hy doen om 500 te kry wat vir hom wag? Wat moet hy doen om al 10 te kry om terug te draai en te sê, Here, dankie? Ja. Wat moet hy doen om 'n 100% getal te kry? Wat moet hy doen om 12 disippels te hê en nie een te verloor nie? Al 12 daar te hê. En ek dink dis waar ons menslike ongeloof inkom. Ek join 'n selgroep in Newcastle, nie in Middelburg nie. Maar ek gaan kuier vir die selgroep en dis 'n selgroep wat buite ons gemeente is. Dis mense wat buite ons gemeente is wat 'n selgroep het en ek word genooi om na hierdie selgroep toe te gaan en ek gaan en die stelling word gemaak. Die stelling word gemaak. As God fisies met ons gepraat het en ons gevra het om sekere dinge te doen, dan sal ons nie ongehoorsaam wees nie. Dis die stelling wat gemaak is. En ek sit en ek dink en ek maak toe die opmerking, okay, maar hoekom het Adam en Eva dan? Ja? Hoekom het hulle dan? Hoekom was hulle disobedient geweest? God het fisies met hulle gepraat. Yep. Jy weet, ons kan dit deurtrek na die disippels toe met Judas en Jesus. Ons kan dit deurtrek na enige aspek toe. Ek maak toe die stelling, ek dink ons onderskat die vleeslike natuur wanneer ons sulke stellings maak. Jy weet, en wanneer ons dink, jy weet, dat ek nie gaan val in enige aspek van my lewe nie. En jy weet, die vleeslike natuur is oorwin. Jesus het die oorwinning gebring, maar weer eens is dit daai ding van it is there, but it's not yet. Ja. Daar's nog steeds 'n vleeslike natuur waarteen ons veg. Ek bedoel, Paulus maak dit duidelik in die boek van Romeine, waar hy praat van sy vlees en hy praat van, jy weet, dit wat hy wil doen, doen hy nie, en dit wat hy nie wil doen nie, dit doen hy. Ja. Die vlees is nog steeds 'n reality en ons moet nog steeds daarmee deel. En die manier hoe ons daarmee deel, buiten die genade wat ons ontvang om weg te doen daarmee, buiten met die empowerment wat kom met die Heilige Gees, is ons moet nie die vlees onderskat in sy depravity nie. En jy weet, ons moet nie sê, ja, maar ek sal okay wees. Jy weet, ek sal okay wees. Nee, maar ek sal ons nou nie XYZ doen. Jy weet, wat ook al dit is. Jy weet, ek sal doen. Ons moet ophou dit doen, want die woord sê vir ons, jy weet, dat die flesh nature is 'n reality en ons moet deel daarmee. En dit, pastor, wat jy sê is presies dit, is wat moet Jesus doen? Ja. Nou, obviously, hy kon dit so maak dat almal net gehoorsaam is aan hom. Free will weggevat het, sy 'n paar robots wou gehad het op die aarde, hy kon dit doen. Ja. Maar die rede hoekom dit nooit so uitwerk nie, is want hy wil hê, ons moet hom kies. Ons moet hom kies. En ons moet hom lief hê. Ja. And that's what true love is 'n liefde wat jy kies. Ja. Ek kies om hom te volg. En dit pas so mooi by die skrif van, ek weet ons het gesê ons gaan 'n klomp ander skrifte bespreek vandag, maar dit pas so mooi op, wanneer God opdaag, en jy ken jou God, dan weet jy het opgedaag, ten spyte van die omstandighede dan. Ja. Jy weet God daag op. Jy weet hy's daar, jy weet hy's saam met jou. Al sien jy nie nou dat die simptome weg is nie, al sien jy nie nou dat die deurbraak reeds daar is nie, al sien jy nie nou dat die huwelik herstel het nie, jy weet God is daar. Hoekom? Want hy's God. Hy's jou God. Ja. Hy's met jou. Ja. Jy het 'n verhouding met hom, jy weet hy's daar. Ja. Jy weet hy's daar en dit is 'n uitgemaakte saak en that's what it is. So jy hou vas dan in daai belofte en omdat jy daaraan kan vashou, kan jy die vlees se natuur oorkom met die relationship wat daar is. Maar daai is 'n constant struggle en wanneer ek hierdie goed lees, jy weet, in die begin van my walk, of miskien voordat ek in verhouding met Christus gestaan het, wanneer ek dit lees, dan het daar 'n sense of condemnation oor my gekom, vir al die kere wat ek ongelowig was, vir
vir al die kere wat ek myself 'n vyand van God gemaak het. En dan dadelik sou die vyand my juis herinner en sê, nee, jy's 'n vyand van God. Want, hoeveel keer is jy al kwaad vir God gewees? Hoeveel keer was jy al teleurgestel? Miskien is daar nou 'n aspek in jou lewe, nou is jy 'n vyand van God. Jy's nie meer 'n kind van God nie, né? Dis wat hy sê. Hy sê soos, Pastor Dani en Pastor JP praat vanoggend met jou. Jy is 'n vyand van God en jy moet vlug en dis wat gaan gebeur, dit gaan die gevolg wees. Maar nou dat ek in verhouding staan en weet wat my vleeslike natuur doen, is ek nie meer onkundig nie. Ek lag vir die vyand nou, want ek kan sien sy planne. Ek is nie onbewus van sy planne nie. Ek weet wat sy leuns hy my vertel. Ek weet my Vader is 'n liefdevolle Vader, 'n goeie Vader, want hy daag op en ek erken hom. En daarom sien ek nie meer, en die luisteraar daar buite vir hulle sê, moenie hierdie sien as condemnation nie. Moenie hierdie sien as 'n aanval op jou geloofslewe nie. Sien hierdie as 'n reminder dat God jou juis roep en sê, hey, maar dis nie wie jy is nie. Jy is nie as dit bestempel nie. Hoor hoe mooi is die volgende gedeelte, né? Hy sê, sing 'n lied tot eer van God, sing tot eer van sy naam, maak 'n pad vir hom. Maak jy nou 'n pad vir hom? Kyk, come on, hy maak 'n pad vir hom deur gebed, deur die woord te lees, deur positiewe goed te begin spreek, deur vashou aan sy beloftes. Maak jy nou 'n pad vir God, asof ons as mens 'n fisiese pad kan maak. But we can set a road of faith, né? En jubel voor hom uit. Hoe maak jy 'n pad vir God om te werk? Jy jubel voor hom uit. Hoe weet jy God kom? Wanneer jy jubel, dan kom hy. Hy gaan iets doen. Begin optree, begin positief raak. Begin opgewonde raak. Al sien jy nie die werke nie. Al sien, want jy weet, doen dit alles. Wie se naam die Here is, en dan mooi. Hy's 'n Vader van die weeskinders. Jy is nie 'n vyand van God as jy 'n verhouding het met God nie. Al faal jy soms, al voel jy, maar ek voel die straf van die Here is op my, want kyk hoe swaar gaan dit in my verhoudings, of die Here is kwaad vir my, want kyk hoe gaan dit in my gesondheid, of die Here is kwaad vir my, dis hoekom my finansies nie uitgewerk het. Nee, nonsens. Dis deel van die lewe soms. Partykeer gebeur die lewe net, en slegte dinge gebeur met goeie mense. Ook, en storms kom oor die disippels se pad. Ook, moenie, en dis my raad aan die luisteraar vanoggend, is moenie jouself in die kategorie gaan plaas van 'n vyand van God as jy reeds 'n wedergebore, geesgevulde kind van God is nie. Moenie. Christus het die werk klaar gemaak. Jy is gered. Jy is 'n geredde kind van God. Jy is sy kind. Plaas jouself in die kategorie wat glo en sê, ek loop in daai geloof. Of sien ek dit nie. I believe this. Want ek is nie 'n weeskind nie. Ek weet wie ek is. En dit pas so mooi met die skrif waar Paulus sê, we did not receive a spirit of fear, but a spirit of adoption. Jy weet, ons is ingeënt in die koninkryk van God. Ons is aangeneem deur God. Now we've got the spirit that cries out, Abba Father. En wanneer toe ek klein was, ek weet nie, Pastor, jy het 2 laities. Maar wanneer ek klein was en ek moeilikheid aangejaag het, jy weet, ek was bang vir my pa gewees. Dit was nie 'n lekker ding gewees nie, maar om na hom toe te gaan en te sê, papa, ek het hulp nodig. Jy weet, my pa het nooit vir my gesê, man, jy het nou soveel nonsens aangevat dat jy is nie meer my kind, jy is nou my vyand. Jy weet, nooit. En dit het nooit my mind gekros. Nou, if you who are evil know how to give good gifts to your children, hoeveel nie te meer jou Vader wat in die hemel is nie. As jou aardse pa jou nie sal afskryf nie. Nou partykeer, miskien is daar 'n luisteraar wat sê, maar my aardse pa het my afgeskryf. Dan wil ek sê, die punt van daai skrif is nie om te sê dat die aardse pa goed is nie. Inteendeel, dis die teenoorgestelde punt. Die aardse pa is evil, maar die hemelse Vader, jou hemelse Vader, weet hoe om goeie genadegawes te gee vir die wat hulle vra. So, as jou aardse pa jou afgeskryf het, jou hemelse Vader sal nooit. Sal nie. En ek dink jy is, Pastor, om die oproep te maak na buite toe, na die luisteraar toe. Ons praat met 2 tipe mense vanoggend.
En ek glo hierdie boodskap sal uitgaan na 2 tipe mense toe en die een is die gelowige wat wonder, weet, is ek dan nou 'n vyand van God en ons kan volgens vandag die geloofsekerheid spreek en sê, as jou geloof in Jesus Christus is en jy het jou lewe vir hom gegee en hy is jou begeerte van jou hart, dan is jy nie 'n weeskind nie. All it takes is start walking in faith again. Dok het die uitnodiging gemaak en gesê, wie wil na God toe hardloop vir genesing, vir gebed, vir voorsiening. En ons mense wat ek al gesien in hierdie jaar al 4-5 keer vorentoe gehardloop het, wat weer vorentoe gehardloop het. En ons mense wat hierdie keer die deurbraak ontvang het, nie die ander kere nie. En dis die roep wat Jesus doen in daai tydperk. Hy wag 10 dae vir my. Wag vir my in hierdie tydperk. Ons weet nie altyd hoe lank dit gaan vat nie. Daar's doel, ons glo dit want hy is ons God. En ons praat met daai persoon daar buite en ek sê vir jou, hou aan, glo, hou aan, moenie uit die boot uitspring. Jesus is in die boot saam met jou. Jy kan maar gelowig sit, roei en skep die water uit, maar wees verseker, die boot is op pad iewers heen. Maar dan is daar die luisteraar, wat ek glo hierdie boodskap uit sal uitkom vanoggend, wat nog nie sy lewe vir Christus gegee het nie. Wat sit daar en hy besef, maar ek is 'n vyand van God. Want ek het nog nie met oorgawe 'n belydenis gemaak en gesê, ek bekeer myself van my verkeerde weë nie. Ek dink die verkeerdste boodskap wat 'n ongeredde persoon kan ontvang is om te hoor jy's okay. Jy's okay, jy's fine en jy's nie fine nie. Unless a man is born again, he shall not see the kingdom of God. Unless a man is born through water and spirit, he shall not enter into the kingdom of God. Sê Jesus self aan Nicodemus. En hy sê dit aan die religious people meer as aan die goddelose, as ek dit kan sê, die ouens wat nog nooit by hom was nie. Maar either or, as jy volgende hierna luister en jy soos, maar ek het nog nooit my hart vir die Here gegee nie, dan is hierdie 'n goeie tyd om te sê, maar ek wil nie 'n vyand wees met God nie. Ja. Ek wil die God dien wat jy van praat volgende. Ek wil die God dien wat genadevol is, bereid is om my te vergewe. Ek wil die God dien wat my sy kind noem. Sy kind, nie 'n weeskind nie, hy noem my sy kind ten spyte van my swakhede. Al wat hy soek is my hart. Ek wil daai God dien en dan kan ek nie anders as vanoggend net sê, gaan daar waar jy is in jou binnekamer, gaan en soek sy teenwoordigheid, gaan bely jou sondes voor hom, bekeer jou, draai terug na Christus toe en bely hom as jou redder en saligmaker. En dan pastor, sluit aan by 'n kerk. Ja. Sluit aan by 'n geesgevulde kerk. Want die kerk is belangrik. Dit is deel van Jesus se plan vir redding vir hierdie wêreld. Ja, pastor, en jy weet, sy arms is oop. Ja. Jy weet, hy wag vir jou om dit te doen. Nou, ons praat so van free will en die keuse wat jy moet maak. Op die einde van die dag is dit 'n keuse wat jy moet maak. Ja. Dis 'n keuse wat jy moet maak en as jy die knowledge ontvang het van die evangelie, as jy die kennis ontvang het van die reddende werk van Jesus Christus, dan staan daar 'n keuse voor jou. Ja. Jy gaan dit of aanvaar of reject. Ja. Dis een van daai twee. En as jy dit aanvaar en jy gaan, soos Pastor Dani gesê het, jy gaan en jy bely jou sondes. Ek het Sondag gesê die eerste reaksie teenoor die evangelie moet wees 'n belydenis van sonde. Dit moet 'n repentance wees. Ja. 'n repentance is om weg te draai van die sondige natuur toe, want wanneer jy wegdraai van dit af, dan kyk jy in Christus vas. Dis herkenning dat jy mens is en iemand nodig het, redder nodig het. Yes, dis 'n erkenning en dis presies dat jy dit nie op jou eie kan doen nie. Ja. Jy het iemand nodig wat jou kan red. Ja. En geen sondige mens kan 'n ander sondige mens red nie. Die enigste mens in die geskiedenis van die mensdom wat dit kan doen, wat sondeloos was, was Jesus Christus gewees. En hy was 'n mens gewees. Hy het aarde toe gekom as 'n mens, maar as God. Ja. En as God red hy jou. Ja. So draai na hom toe, sit jou geloof in hom, ons is gered deur geloof in Christus Jesus deur genade. Ja. Is ons gered. So draai na hom toe, die woord sê everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. Ja. So gaan soek sy aangesig soos wat Pastor dan gesê het.
net raad daar, jy luister dalk hierna as jy daai persoon is en jy soos, maar ek hoor wat julle sê, iets stir in my spirit, maar ek sien dit nie. Ek lees die Bybel, maar dit kom nie oop nie. Ek bid, maar dit is teen die ceiling vas. Ek het dit al probeer, het nie gewerk nie. Jesus se woorde aan Nikodemus is so spesifiek. Hy sê, unless a man is born again, he shall not see the kingdom of God. So tensy jy nie wedergebore is nie, tensy jy nie antwoord op daai roering in jou gees wat jy nou ervaar nie, tensy jy nie nou opstaan en die keuse maak om jou lewe in Christus hande sit nie, sal jy altyd lees en nie verstaan nie. Ja. Jy sal altyd bid en nie deurbraak kry nie. Jy sal altyd dit toets en voel dis nie vir my nie. Die deurbraak, die sien, die ervaring, die belewenis waarop ons kerk gebou is, 'n Jesus belewenis wat ons Sondag na Sondag het, dit kom uit 'n wedergebore hart uit. Ja. And the pure of heart shall see God. Dis 'n belofte, Matteus 5 vers 8. Jesus se eie belofte. So you need to give over. Ja. En ek wil dit vir die luisteraars sê daar of jy nou nie gered is nie, nog nooit jou hart vir die Here gegee het nie, of jy is en ons nie deurbraak nie, the pure of heart shall see God. Lê dit neer in geloof en jy sal hom sien. In die storm of deur die storm, jy sal hom sien. Hy sal vir jou deurkoms gee en sal saam met jou wees. Amen. Amen. Pastor, baie dankie vir die luisteraar. Pastor Dani het dit nou gesê, deel hierdie boodskap asseblief so ver en so wyd soos wat jy kan. So iemand wat die Here op jou hart lê, wat jy glo hierdie boodskap moet hoor, wat jy glo hierdie podcast moet kyk, gaan stuur dit vir hulle, moedig hulle aan om tot die einde toe te luister of te kyk. En ons hoop en ons bid dat dit jou ook gebless het. Waar ook al jy is, wat ook al jy doen, en mag die Here jou gebruik op 'n kragtige manier, vandag en môre en oormôre ook sommer. Amen. Dankie.